He's the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Halleluja. Prijs die naam van die Here. Halleluja. Oh, dankie Here Jesus. Ons prys U is die koning. Halleluja. Dankie, dankie, dankie Here. Ons prys U. Halleluja. Oh Here, ons prys U vir genade en ons prys U vir U liefde. Halleluja. Dankie Here Jesus. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Halleluja. U is die koning. Oh, halleluja. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Ek prys U. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna in die hemel. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Hosanna in die hemel. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna in die hemel. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna in die hemel.
The King and I, we walk and talk together. The King and I and fellowship so true. He guide me to that land of life eternal. The King and I, the King and I, the King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guide me through that land of life eternal. The King and I, the King and I, the King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guide me to that land of life eternal. The King and I, the King and I, hallelujah. The King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guide me to that land of life eternal. The King and I, the King and I, the King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guide me to that land of life eternal. The King and I, the King and I, the King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guide me through that land of life eternal. The King and I, the King and I, the King and I. Hallelujah, hallelujah. Oh, dankie Heer Jezus, the King and I, hallelujah. Oh, praise thee. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons in hierdie môre na u toe kan kom in die mooi naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Baie dankie, Here Jesus. Halleluja, dat ons weet dat alles wat ons die Vader in u naam vra, dit sal u vir ons doen. Maar ons is so dankbaar dat ons in hierdie dag, halleluja, aan u die eer kan bring. Dankie dat u die koning van die konings is. Dankie dat het is geskrywe op 'n leergordel om u
lenden. Here van die Here en die koning van die konings. Ons is so dankbaar dat ons weet, u koningskap is 'n ewige koningskap. Dankie dat u ons ook konings en priesters gemaak het vir u God en Vader, sodat ons as koning saam met u sal regeer. Nou, Here, dankie, dat waar u as koning in beweeg het, was daar blydskap, vreugde. Ja, Here, is daar geroep met die intog in Jerusalem, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En ons dankie dat ons in hierdie oomblikke waarlik dit kan sê, geseënd is u, want u het in ons lewens ingekom. O, en ons dankie dat ons dit so kan belewe, dat u ons lewens in besit geneem het, en dat ons nie meer self lewe nie, maar dat u in en deur ons lewe. Baie, baie dankie, Here, vir 'n voorreg wat ons het, om dit wat u beleef het op aarde. Here, dit is 'n getuienis, en ons kan elke handeling en getuienis, dit wat u gedoen het, kan ons vier, ons kan daaroor bly wees, ons kan ons verheug daaroor, en ons wil net in hierdie môre uitroep. Ja, geseënd is u, die koning van die konings. Baie dankie dat ons dan so ook saam met u waarlik in hierdie oomblikke, Here, u kan verheerlik wat so saam met ons is. Want die woord het gesê, u is nie 'n God van ver nie, maar 'n God van naby. Baie, baie dankie daarvoor. En Here, terwyl dat ons vanmôre u verheerlik en u eer, u groot maak, u die lof toesing, aanbid, wil ons ook bid vir almal wat siek is. Here, want is een van die groot redes waarom u ook gekom het en kom sterf het, sodat daar deur u wonde genesing kan wees vir elkeen. En ons dankie dat ons in hierdie oomblik waarlik kan uitroep en sê, u is die Here ons God wat ons gesond maak. En so bid ons vir elke sieke, almal by u bekend, Here, dat u die sieke gesond sal maak. Halleluja. Ons het nie nodig vir lang gebede nie. Nee, Here, ons kan bid vir die sieke in die naam en u maak gesond. Dankie daarvoor. So bid ons vir elke gebedsversoek, almal by die Here bekend, en ons vra, Here, dat u waarlik elkeen sal antwoord. Ja, dankie, Here, dat u 'n wonder doen, dat u uitkomste gee, oorwinnings gee. Here, vir elkeen wat 'n gebedsversoek het. Baie, baie dankie dat u hoor en antwoord. So bid ons, Here, en ons vra weer eens vir reën op al die plekke waar het nog droog is in ons land, buurlande. Here, ons dankie dat u waarlik ons antwoord. Al en ons het ontvang reën op reën, en dit is wonderlik, en ons dankie daarvoor, maar ons vra ook reën vir al die plekke waar daar nog droogte is. Baie dankie dat ons weet dat u sal dit doen, tot verheerliking van u groot en heilige naam. Prys u. So bid ons vir u woord in hierdie dag. O, Here, laat u woord ingang sal vind in elke lewe. En soos die woord sê, dat ons met sagmoedigheid die ingeplante woord ontvang, wat in staat is om ons siele te red.
En laat u woord dan vandag verstaanbaar sal word in elke ene. Here, laat hulle sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, Here, laat hulle waarlik sal wandel in die lig van u woord, want dis die enigste weg wat daar is. Verheerlik u, Here, en bestryk elke oor met u bloed, sodat die waarheid alleen in elke mens se hart sal insink, en dat dit daar sal bly, sodat ons dit kan bewaar, omdat ons u liefhet. Dankie dat u dit doen. Seën ons nou in Jesus naam en ons prys u. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar dat ons so saam kan wees, en ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. En ons dank die Here weer eens vir sy onfeilbare woord. Halleluja. Nou dit is Palm Sondag, soos hulle dit noem. En ek het na die woord toe gegaan, want daar word nie eintlik baie gepraat of lering gegee of kennis uit die woord uit oor hierdie dag nie, wat ons nou die Palmdag noem. Ons weet dat in Israel, wanneer die Here geloof was en geprys was, het hulle altyd ook palmtakke gebruik om te doen. En ons lees dit ook dan in Openbaring 7, dit is Openbaring 7, waar hy praat van hulle die nasies wat losgekoop is deur die bloed van die lam. Elke nasie, volk en taal en stam het voor die troon vergader. En hy sê hierdie mooi woord, ek wil het lees, Openbaring 7 vers 9. Na hierdie ding het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, gekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. O, halleluja. Wat hier vir my wonderlik is, dat wat op die troon sit, wat die woord hier sê, wat op die troon sit, is die aanduiding dat Jezus die koning is, want hy sit op hierdie troon ook. En hulle het palmtak in hulle hande gehad, en ek wil graag 'n paar verse lees, want daar is iets interessant met die hele gebeurtenis, waar die Here Jesus in Jerusalem, die opskrif sê, intog van Jesus in Jerusalem. En die woord van die Here sê hierdie mooi woorde, Matteus 21 vers 1, en toe hulle naby Jerusalem kom, aan die toe hulle die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, en dit meen die Here stuur hulle uit om iets te doen. En in hierdie oomblik, intog van die Here Jesus in Jerusalem, stuur die Here 2 om iets te gaan doen. En die Here Jesus sê, gaan na daardie dorp reg voor julle. En dadelik as julle 'n eselin vind, wat vasgemaak is, en 'n vul by haar, maak haar los, en bring hulle vir my. Die Here stuur 2 om hierdie te gaan doen. En hy gaan verder. En as iemand vir julle iets sê,
moet julle antwoord. Die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Die Here stuur 2 van sy disippels om hierdie eselin en haar vul te gaan haal. Want die woord moet in vervulling kom. En dit sou my dit het my aangegryp en gesê, Here, hoekom het U hulle gestuur? Die eerste ding wat ek nou gelees het is dat die skrif in vervulling moet kom. En toe praat die Here met my oor die eselin en haar vul. As dit nie vir die eselin en haar vul was nie, sou die woord van God nooit in vervulling gekom het. En die belangrikheid van die eselin en haar vul besef ons nie ten volle nie. En daarom het die Here vir my iets wonderliks daaroor gegee. En nou sê die woord verder. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. En sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos die Here beveel het, en hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarbo op gaan sit. En hier is die wonder van dit alles. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop het en wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret. En Jesus, die profeet van Nasaret, wat die koning van die konings is, ry op 'n esel. En die verbinding, ek gaan nou vir u in die Ou Testament verse lees. Dan sal jy sien waarom daar 'n eselin was met 'n val. En wat dit werklik in die woord van die Here versprei is, sodat ons kan weet hoekom daar 'n esel gebruik is. Nie 'n perd nie. Want wanneer ons na Spreuke gaan, hy sê vreeslik sal dit wees vir daardie nasie, die dag, as die slaaf op die perd van die koning ry, en die koning stap langs die perd. Nou, in die Ou Testament was daar perde gewees, wat net die koning se is. En maar die Here Jesus verkies dit, om nie op 'n perd te ry nie, terwyl hy op aarde was, maar op 'n esel. Want hy wil nie
hoogmoedig, hy wil nie toon dat hy hoogmoedig is in sy optrede nie, maar dit wat die woord hierso sê, dat hy is nederig en sagmoedig van hart, en moes hy op hierdie esel ry. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na die esel, dan gaan ons terug na Abraham en Isak. Toe Abraham vir Isak moes gaan offer, en hierdie was vir my baie mooi, toe word die esel gebruik om die hout vir die offer op die esel vast te maak. En hierdie esel moes die hout dra na die offerplek. En hier sê hy, die Heer Jesus, hoor mooi wat sê die Heer. Hy sê, gaan haal, ons sal nou 'n ander skrif lees, maar hulle met hierdie esel en na vul gaan haal, Jesuline na vul. Maar hy sê in die ander evangelies ook hierdie woorde by, gaan maak hulle los en bring hulle na my toe. En wat hier vir my wonderlik is, dat in die Ou Testament, kom ons sê in die hele geskiedenis van Israel in die Ou Testament, daar was net een plek waar die esels vasgemaak was, en dit was aan die wingerdstok. Halleluja. En daarom sê die woord, hy sê in Genesis 49 vers 11, hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok, en die vul en sy eselin aan die edelste wingerdstok. Baie interessant, gaan maak hulle los, hulle is daar vastgebind aan die wingerd, ja, en hulle word aan Christus vastgemaak, hierdie esel, want die esel dui op iets baie meer as wat dit net 'n esel is. Want in die Ou Testament word die esel vergelyk met 'n mens. Ek gaan nou die skrif ook lees. Nou kan jy sê, wat het dit met Palmsondag te doen? Dat het alles daarmee te doen. Want as dit nie vir die esel was, die sou daar nooit 'n Palmsondag gewees het. Nooit. En hy sê, hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwe bloed. Dit spreek onmiddellik van die nagmaal. Daarom sê in Openbaring, dat die Here Jesus die dag as hy kom, sal hy 'n kleed aan hê, wat in bloed gedompel is, gedoop is. Nou sê hy, ek wil dit weer lees, hy meen Christus, die koning van die konings, was sy kleed in wyn, wat se wyn, en sy gewaad in druiwe bloed. Druiwe bloed, hy is die wingerdstok, en die esel, lin en haar vul, is vastgemaak aan die wingerdstok. En hy was sy kleed in wyn. Ek meen, toe hy hierdie esel laat losmaak, en hy klim op daardie esel, en hy gaan in Jerusalem in, toe is hy op pad om gekruisig te word. En as hy gekruisig word en sy bloed vloei, die woord sê in Johannes 1, hy het deur die bloed, die water, gees gekom, die Here Jesus. Dit meen, sy kleed
om die krag van die bloed te toon, het hy sy kleed gewas in wyn. Wat se wyn? Nou, ons praat van nagmaalwyn. Nou, ek wil dit net vandag sê, nagmaalwyn het nie alkohol nie. En die Here Jesus self het sy kleed gewas in hierdie wyn, wat dui op die bloed van Jesus. Dis waarom sy kleed in bloed gedompel is. Dit meen, wanneer die Here kom hy as die koning van die konings, wanneer hy terugkom aarde toe, as die koning van die konings, met 'n kleed aan wat in bloed gedompel is. En dit wat gebeur het, is absoluut 'n fees, wat ons nou die Palmfees noem, van vrolikheid, blydskap, die heerlikheid van die Here. Palmtakke swaai tot eer van die Here. Die rede waarom dit so gedoen is, hierdie fees gehou is omdat Jesus op 'n donkie soos ons hom ken, gery het, om die woord van God in vervulling te laat kom. Daar is geen iets anders waarop die Here kon die intog in Jerusalem meemaak nie, as op die rug van 'n esel. Dit is hierdie hele Palmsondag kan net volmaak word as gevolg van een iets, en dis 'n esel. Die esel moes ingebring word, sodat hierdie fees volmaak kan wees. Want die esel is 'n teken van wat die Here Jesus sê, leer van my, dat ek nederig en sagmoedig van hart is. En wat sê hy? Oh, halleluja, hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê ongelukkig net hierdie een iets, maar hy sê so, die 5de vers, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. En hy sit op 'n esel. Wat vir my wonderlik was, ek het bietjie gaan kyk oor die betekenis van die woord esel. In die Grieks en die Hebreërs beskryf dit so. In die Engelse Bybel praat van 'n ass. En 'n ass is 'n wortelwoord, is, as jy nou in Engels oorbring, is wild. Maar daar's twee tipe, ek wil sê, geaardhede. Die een is wild, en die ander een is mak. Maar ek wil net sê, dat die esels kom almal uit een geslag. Maar hierdie een geslag word twee. Die een is wild, en die ander een is mak, maar die een wat mak is ook die vrye. En die Here Jesus ry op die mak esel, wat ook die vrye is. Nou, hoe het hierdie esel vry geraak? Hierdie esel het vry geraak, want die Here sê in die Ou Testament, nou, ek kan nie al die verse nou lees nie, maar hy sê in die Ou Testament, hierdie mooi woorde, hy sê die eersteling van die esel moet jy loskoop deur 'n lam. Dit meen, 'n lam moet geslag word, sodat die eersteling van die esel losgekoop kan word, sodat daardie esel vry kan wees.
dat Christus op sy rug kan sit, sodat die mens deur die lam van God vrygekoop kan word. Losgekoop kan word. Dit meen, al die ander diere, se eerstelinge, word losgekoop. Ag, nie losgekoop nie. Ek wil het so sê dat kom ons sê 'n bees, die eersteling van 'n bees, hy het nie nodig om losgekoop te word nie. Nee, want daardie eersteling kan gebruik word om 'n offer te bring. Maar die esel kan nooit gebruik word om 'n offer te bring nie. Nee, maar hy moes losgekoop word van hierdie wilde ene. Van 'n wilde ene, sodat hy mak kan word, nee, en vry kan word, deurdat 'n lam in sy plek geslag word. Dis vir die esel. En daarom was die esel die enigste dier waarop die Here Jesus Jerusalem kon ingaan. Want die esel is losgekoop en hy sal die mens loskoop. En hier is 'n interessante ding. Hy sê in die Ou Testament, hoe kan dit wees dat 'n mens 'n wilde esel as 'n wilde esel gebore kan word? Mooi luister. Hoe is dit moontlik dat 'n mens wat 'n wilde esel is, gebore kan word as 'n mens? Wat hier gebeur? Die wilde esel is losgekoop. En nou word daar baie mense as wilde esels gebore. Dit meen hulle is wild. En ons weet, daar is mense wat wild is. Maar vir die mens is die lam van God geslag, sodat die mens losgekoop kan word. Daardie wilde esels. Ek dink ons almal het 'n streek van wildheid. Maar daar's mense wat absoluut wild is. So die Here moes die wilde esels ook loskoop, wat as mens gebore word. So dis 'n direkte verbintenis tussen hierdie esel met Christus wat op sy rug sit, wat geslag sal word om die mens weer los te koop van al sy wildheid. En dit is waarom hierdie fees so belangrik is. Dit gaan nie oor die palmtakke nie, want die palmtakke is die teken dat daar vreugde is, dat die Here geprys sal word, geseënd is hy. Dis die teken, die palmtak in die hand. Maar die kern van dit alles is die loskoop van die esel en die loskoop van die mens. Halleluja. Ek wil dit so uitdruk, dat toe die Here op die esel se rug Jerusalem ingaan, toe sy op pad Golgotha. Sodat ons ook losgekoop kan word, sodat ons net soos die esel, nadat hy losgekoop is, vry kan wees. Dat ons vry kan word. Halleluja. Halleluja. En dit is so wonderlik mooi vir my. Ek kan alles wat ek nou gaan sê uit die Ou Testament bevestig. Daar is skrifte vir al hierdie goed. En ek onthou jare terug was toe Rassie Erasmus as evangelis in die wêreld, in Suid-Afrika rondbeweeg het. Op 'n plek
tentdienste gehou en daar was massas mense gewees. En toe die mense in die dorp, ek ben daai tyd was Pinkster, hy amper verban gewees deur die mense. Maar, en toe loop die mense in die dorp rond en sê, ja, hy ry met 'n donkie in die tente. En Rassie hoor dit, en hy sit 'n advertensie uit. En hy sê, kom kyk, hoe Rassie op 'n donkie in die tent inry. En daardie Saterdag aand, toe's daar nog meer mense, want almal wil nou kom kyk. En die diens het aangegaan, en Rassie het later begin preek. Nou, hy sê, ek gaan nou vir julle wys, hoe ek op 'n donkie in die tent gaan inkom. En toe hy in die stadium kom, wat hy dit wil sê, toe sê hy hierdie woorde, Rassie is die donkie. Maar moenie vir Rassie kyk nie. Moenie hom wil verhef nie. Hy sê, kyk na hom wat op hierdie donkie ry. Toe verwys hy na Jesus, en hy verwys na homself as 'n donkie. En dit wat Rassie daar gesê, word verbind in die hele woord met die donkie. Dat ons is ook soos die esel wat iets op ons rug dra. Ek bedoel hierdie donkie wat die Here Jesus opgery het, hierdie esel. As hy kon praat, en ons weet dat in die Ou Testament het die esel gepraat met Biliam. En jy moet dit gaan lees, want dis kostelik. Ek weet hierdie esel vra vir Biliam. 3 maal het jy hom al geslaan. Hoekom? Maar wat interessant is, Biliam wat 'n profeet is, wat 'n geopende oog het, soos die woord sê, in sy ongelukkigheid en sy kwaad en hy is wederstrewig, want hy kan nie dit oor Israel profeteer om Israel te vervloek, soos Balak die koning dit vir hom gevra het, en hy sal hom betaal daarvoor, en elke keer as hy daar kom, en hulle bou 'n altaar, dan sê hy vir Balak, ek sal nou, die oomblik as hy die offers doen, en hy wil begin praat, dan sê die Here, dan praat die Here met hom, en dan sê Biliam, ja, maar ek kan nie hier, kom ons gaan na 'n ander plek, en ons kyk na Israel, van die berg af, van 'n ander rigting. Hy sê, dan sal ek moontlik vir hulle kan vervloek. En so het hulle geskuif, tot op die laaste ene. En toe sê Biliam vir Balak, offer alles. Hy sê, maar nou sal ek net spreek wat die Here vir my gee om te spreek. Wat gebeur toe? Ek weet, Balak het hom nie betaal nie, want hy het nie gedoen nie. En toe is hy ongelukkig met die Here, en hy op sy donkie, en daar gaan hy, en toe keer die Here hom voor met 'n engel. Die donkie sien die engel. Biliam, wat 'n profeet is met 'n oopende oog, sien niks. En toe begin die donkie met hom praat.
Dis vir my net kosbaar. Nou, ek wil net dit sê, dat sover het Israel aangaan, Israel en die eselin, of die esels, dat die makesel, die een wat losgekoop is, wat nou vry is, dit meen, hy is nie meer wild nie, is baie interessant, nee, wat vry is, hierdie makesel, nee, was 'n belangrike huisdier vir Israel. En dan sê, ek meen, die geskiedenis, en elke huis het 'n trop makesels gehad. Niemand mag aan hulle gevat het. Nee. En dan, nog verder, maar wat interessant is, die esels, die makesels wat losgekoop is en vry geraak het, hulle het maklik weggeraak ook. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, u kinders is dieselfde. Hulle kan so maklik wegdwaal van die Here af. Hulle is losgekoop, hulle het vry geword, en dan raak hulle net weg. En ek gaan verder, die geskiedenis, hierdie makesel was 'n dier waarop hulle gery het, en is soms ook gebruik vir militêre diens. Dit was 'n lasdier, vir arbeid op die lande, en dit het ook die groot meelsteen gedraai. Dis die makesel. Dink net vir 'n oomblik aan, dis 'n wilde dier. En as gevolg van die losprys, of die loskoop, raak hy 'n makdier. En hy's vry. Halleluja. En die Here kom, en hier klomp wille sondaars wat dood was in hulle misdade, hulle sonde ensovoorts. Christus kom en hy gee die losprys. Sy liggaam en sy bloed. Die oomblik as ek gered is, dan word ek 'n makeenheid. En deur die bloed raak ek vry. Halleluja. En wat vir my 'n baie belangrike ding is, as ons verder lees, kom ons sal lees nou net verder, want ek glo dat hierdeur verstaan ons beter wat werklik daar gebeur het in Jerusalem. Dat in die Ou Testament kan dit deurgetrek word na die Nuwe Testament tot hier waar Christus in Jerusalem in beweeg. En hy lees verder hierdie mooi woorde. Halleluja. En ek wil gou net na Markus 11 toe gaan. Want elke evangelie, die 4 evangelies het elkeen nog iets meer bygesê oor die intog. Maar hoor wat sê die woord van die Here hierso. Ek gaan dit van die 2de vers 11 oor die 2de vers lees. En sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar kom, sal julle die esel vind, die esels vind wat vasgemaak is, maar waar geen mens opgesit het nie, maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het dit gaan doen, en hulle het hulle losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? Die losprys wat vir die esel betaal is, het hom nie net mak gemaak nie, maar vrygemaak. So hy moet nou eers losgemaak word.
sodat hy diensbaar kan word aan die Here Jesus. Nou gaan hy verder en hy sê die mooi woorde. Dit wat ons al reeds gelees het, hulle het die takke, alles gegooi, en dit is vir my altyd mooi, dit wat hy sê, hierdie een versie, en die wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom, in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom, halleluja, in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid, geseënd, Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en nadat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië toe. En wat hier wonderlik is, as jy die skrifte so deurgaan, dit wys alles net op een ding, en dit is dat die Here Jesus was op pad kruis toe. Halleluja. Dan sê in Lukas 19, dit wil ek graag ook lees. Lukas 19, vers 29, sê hy die mooi woorde. Dus ek gaan nie dit alles weer lees nie, van die losmaak en so aan nie. Maar hy gaan verder, en hy sê, 37ste versie. En toe hy al naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele gemeente, menigte, disippels en die disippels God met groot blydskap te prys, met 'n groot stem, oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Ek meen, dit is wat die Palmsondag is. Maar dit wat alles gebeur het, moet jy inbring. Nou dat ons hierdie dinge weet, hoe belangrik die esel in die saak is. Nou kan ons nog groter en met 'n groter stem die Here prys en loof en aanbid. Palmtakke swaai, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Want alles is in die woord opgeskrywe en moet in vervulling kom. En hier voor die oë van menigte kom die woord in vervulling oor die esel. Kom die woord van die vervulling dat hy ry op die rug van 'n esel, die koning van die konings. Ek weet toe hierdie mense al hierdie goed besef, toe begin hulle net die Here prys. As jy die kern van enige saak in die woord ken, dan is dit soveel lekkerder en heerliker wanneer jy die Here begin prys. Halleluja. En hierdie lofprysing, dit wat hulle daar in Jerusalem gedoen het, weet jy waaroor gaan het? Die Israeliete het geweet hoe die losprys werk. En toe die woord in vervulling kom, toe sien hulle hoe die losprys werk. Dat die Messias sal kom en hy sal die losprys vir hulle ook betaal. Halleluja. Halleluja. En weet jy wat wonderlik is? Ons moet dit op die Palmsondag moet ons dit doen wat die woord van die Here in Openbaring 5 sê. En ek gaan dit vir u lees. Halleluja. Halleluja. Hy sê die mooi woorde. Ons ken hierdie versgedeelte. Hy sê die 9de vers. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u is geslag. Waarom? U is die losprys. Sorry. Het ons vir God met u bloed gekoop. Wat is die koopprys? Is die losprys. Sy lewe.
Hy moes sterwe, hy moes geslag word. En dis hy wat op die esel se rug sit. 'n Esel wat losgekoop is, wat vry geraak het, wat mak geraak het. Halleluja. As koning sit hy op hierdie esel. En dis al wat die mens vandag sien. Hierdie koning het sy koningskap laat staan. En hy het 'n geslaglam geword. Al sit hy as koning op daardie esel. Dra daardie esel die lam wat geslag moet word. As losprys vir die siel van die mens. Hoor wat sê die woord van die Here. O, halleluja. Hy gaan verder. Uit elke stam, volk, nasie, taal. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Hy sê, toe sien ek, en ek hoor die stem van baie engele rondom die troon. En van die lewende wesens, en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, halleluja. Hierdie esel het die lam gedra wat nog nie geslag is. En in Jerusalem is palmtakke, klere, in die pad, op die donkie, op die esel, oralste, het hulle die Here begin loof en prys. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hemelland. En hier sê hy, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en lof. En hy sê, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat in die see is, alles en alles wat in hulle is, het ek gehoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Jy sien, ons neem aan, toe hy in Jerusalem kom toe, al toe loof en prys hom as die koning. Die woord sê, jou koning kom op 'n esel. Halleluja. Maar die groot lof het gekom in Jerusalem, omdat Jesus, die Messias, hy is koning, ja. Maar die Messias, dit ben die lam wat geslag sal word. En dit het die Here Jerusalem, ek wil amper sê, opgewek. En hulle die Here op die esel begin loof en prys en sy naam groot maak met palmtakke ensovoorts. En dit is waaroor Palm Sondag. Dit wat in Openbaring 5, wat ons nou net gelees het. Ek wil het wees, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, en die krag tot in alle ewigheid. Wat interessant is, jou koning kom op die rug van 'n esel. Die dag toe hy aan die kruis hang, sit hulle 'n bordjie bo. Jesus die koning van die Jode. Maar hulle besef nie dat hierdie koning het 'n offerlam geword.
En hy neem nie koningskap aan nie. Hy neem die hoë priesterskap aan, sodat hy vir ons kan wees, hy ewige hoë priester, volgens die orde van Melchisedek. Nou, en tot vandag toe, nou in hierdie oomblik, bedien hy die hemelse tabernakel, en hy tree vir elke een van ons in voor die Vader. Hy is die versoener, hy is die redder, hy is alles. Halleluja! En dit is hy, dit wat hy alles geword het, dit wat hy alles is. Het begin, toe hy Jerusalem inry op die rug van 'n esel. Toe het alles begin draai, dat hy gaan nou sterwe, hy gaan opstaan, hy is die koning van die konings, nee, maar as hy opgestaan het, dan staan hy op as hoë priester volgens die orde van die Melchisedek vir ewig. Daarom het ons rede om op hierdie Sondag te sing, Here te loof, psalms, sange, ensovoorts, lofliedere, halleluja. Want aan hom kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, alles. Maar hy dit alles op die rug van 'n esel in Jerusalem ingedra. O, halleluja. As dit so 'n groot heerlikheid was, toe hy Jerusalem ingaan, hoe groot gaan die heerlikheid nie eendag wees? Nou, wanneer hy as die koning van die konings terugkom aarde. O, halleluja. Halleluja. Daar sal gejuig in die hemele wees. Sê die woord, hy sê, die halleluja sal soos donderslag wees. En hulle dag en nag voor die Here gestaan en God geloof en geprys. As gevolg van 'n esel wat hom in Jerusalem ingedra het. Esel was gewillig geweest om dit te doen. Want dit sal in die Ou Testament beskryf. Die esel sal dit doen. Halleluja. En dit is waarom hy, as ek net gou die vers kan kry, dan wil ek dit graag vir u lees. Want dit is, hierdie goed is so mooi vir my. Halleluja. Prys die Here. Daar was 'n stadium en hierdie was vir my, toe ek hierdie skrif lees, en ek wil hom graag vir u lees. Hy sê in Rigters 6 vers 4, hy sê, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting van Gaza, na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddel, geen skaap, luister baie mooi, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly. Die vyand wou die offers uitwis in Israel deur hulle skape, hulle beeste en interessant en esels uit te roei sodat daar niks van dit in Israel sal wees. Waarom die duiwel het aan daai tyd probeer om die vers wat sê, kyk, hy ry op die rug van 'n esel, probeer om dit stop te sit, dat daardie vers nooit 'n vervulling kan kom nie, as hulle al die esels in Jerusalem kon uitroei. Maar God se woord moes in vervulling kom, en daarom was daar 'n eselin en haar vil vasgemaak by die wingerdstok. Want dis hulle wat die Here nodig gehad het, sodat die woord in vervulling kan kom.
Halleluja. So elke iets wat gebruik word of gedoen word om die woord in vervulling te bring, die Here het dit in sy raadsbesluit ingebring. So sal dit gebeur. My seun sal op die rug van 'n eselin ry, wat eintlik niks vir die mens beteken, sover dit kos aangaan nie. Hy kan arbei daar, en mense kan op sy rug ry. Hy sal gebruik word. Want ek wil dit sê dat eintlik is die esel wat mak geword het en vry geraak het, is eintlik, as ek dit so kan beskryf, die nederigste en die sagmoedigste dier wat jy kan kry. En Christus ry op daardie dier se rug, en hy self is nederig en sagmoedig van hart. Halleluja. En ek wil net dit sê, dit is waarlik dat hierdie Palmsondag, as ons die volheid van dit verstaan, dan sal jy sien dat alles wat gebeur het gebeur tot ons voordeel, sodat ons deur dit die ewige lewe deelagtig kan word. En daarom moet ons die Here loof en prys op hierdie dag. Oh, halleluja. Want as ons dit begin doen, ek glo, die engele juig saam. Want dit was die begin, totdat Christus gekruisig is. Halleluja. En dit is waarom het so belangrik is, dat ons deur herinneringe uit die woord uit, die mense sal opwek, sodat hulle waarlik met vreugde en blydskap op hierdie Sondag, waar die Palmsondag, die Here geprys kan word. Ek wil amper so sê, dat die hele dorp, of almal wat rondom die kerk is, waar julle ook al is, dat almal hierdie geraas kan hoor. Want dis wat gebeur het met die intog en die palmtakke in Jerusalem begin waai het en die Here begin prys het. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En sy naam is Jesus, koning van die konings en die lam wat geslag is. Vader, wil vir u baie, baie dankie sê. Dat u woord is aan mekaar gebind, van Genesis 1 tot Openbaring 21 vers 22, vers 21. En Here, u het niks uitgehaal nie, u het niks bygevoeg nie. Soos die Vader in sy raadsbesluite besluit het, so sal dit wees, en so is dit. En so lees ons dit, so ondervind ons dit. Dawid roep uit, maak my lewend na u woord. En Here, as ons hierdie dinge in u woord ontdek, dan maak dit ons lewend en opgewonde, met vreugde en blydskap en heerlikheid. En dan kan ons nie anders as om u te loof, met palmtakke, ja, met gejuig, tamboerijn, koordans, alles. Want groot is die wonderwerk en die u hande werk, sodat ons daardeur kan lewe. Dankie vir die woord. En seën elkeen. En ons wil net uitroep. Weer eenmaal. Halleluja. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hemel. Halleluja. Baie, baie dankie, Here, dat ons hierin kan deel en dat u verheerlik kan word en ons prys u daarvoor. Amen en amen.